Dit was onlangs Wêreld Seldsame Siekte Dag. Ja, en verjaar se tema was meer as wat jy dink. En dit is presies wat dit is. Monique Nel, die mediese adviseur vir seldsame siektes by Sanofi Suid-Afrika, gesels met ons vanmôre. Ons praat bietjie oor statistieke rondom seldsame siektes in Suid-Afrika en die diagnose daarvan en hoekom dit so lank neem. Goeiemôre Monique. Goeiemôre ontbytspan, hoe gaan dit? Dit gaan al hoe beter, al hoe beter. Monique, kom ons praat bietjie oor seldsame siektes. Onderskat die publiek regtig seldsame siektes? Sien ons dit nie raak nie? Ja, ek moet sê, ek dink in Suid-Afrika besef ons nie dat hierdie pasiënte regtig om ons is elke dag nie. En ons besef ook nie die werklikheid van hulle situasie en ons verstaan nie die regte werklikheid van hulle situasie nie. Ek probeer dit altyd verduidelik vir mense en dan breek ek dit in 3 fases op om te sê daar's 'n fase van die eerste simptoom tot by die diagnose. En dis 'n baie lang en 'n frustrerende pad wat die pasiënte en die families moet loop. En dan is dit die fase van diagnose tot behandeling. En dit onderskat ons ook, want dit is ook frustrerend en dit is nie so maklik om altyd op behandeling te kom nie. En wanneer jy 'n diagnose gemaak het, moet ons ook onthou die pasiënt het baie emosionele dinge dan om deur te verwerk. Wat beteken die diagnose vir hulle as familie? En dan is daar ook die finansiële impak. Pasiënte gaan verskriklik baie dokters sien, daar is baie toetse wat moet gedoen word, die rekening vir hierdie dokters besoeke hoop ook dan net op. Ons dink baie keer seldsame siektes is daar ver, dit raak nie my nie, dit raak iemand anders, dis net 'n handjievol mense wat dit raak. Hoeveel mense in Suid-Afrika word werklik geraak deur seldsame siektes? Die goeie ding is dat daar eintlik onlangs 'n studie gedoen was deur die Noordwes Universiteit deur 'n professor Helen Malherbe. En hulle het bewys in hierdie studie wat gedoen is op die Suid-Afrikaanse prevalensie van seldsame siektes, dat 1 uit 15. So om in konteks te plaas is 1 in elke rugbyspan wat met 'n seldsame siekte leef, of dit al gediagnoseer is of nie gediagnoseer is nie, maar 1 uit 15 mense in Suid-Afrika word geïmpak deur 'n seldsame siekte. So as ons die somme maak, is dit meer as 4 miljoen mense in ons land. En ek 'n bietjie gaan navorsing doen om te kyk hoe vergelyk ons met ander siektes wat regtig nog in die kolle geplaas word in ons land. En ons meer mense wat met seldsame siektes leef as wat daar mense is wat met diabetes gediagnoseer is. En meer as die helfte daarvan wat met HIV leef. So dit gee vir ons 'n bietjie perspektief oor seldsame siektes in Suid-Afrika en dat dit eintlik werklik verdien om in die kolle geplaas te word en in gesprekke moet ingesluit word. Sure, Monique praat van TB en HIV. Kan mens maar sê die dokter se greatest hits, maar daar is die seldsame siektes is so moeilik om te diagnoseer. Hoekom is dit in Suid-Afrika moeilik? Hoekom sit ons met die dilemma dat 'n seldsame siekte vir ons 'n onverwagse ding is? Laat dit so moeilik is om 'n seldsame siekte te identifiseer. Ek dink nie dis net in Suid-Afrika nie, ek dink is 'n wêreldwye probleem. Die eerste ding is dat seldsame siekte is nie die eerste ding waaraan 'n dokter normaalweg sal dink nie. Seldsame siektes se simptome en tekens oorvleuel met so baie ander meer algemene siektes. So dis normaal vir 'n dokter om eers die individuele simptoom te probeer behandel voor hy dan kyk na okay, dis alles wat nou fout is met die pasiënt. Dalk moet ek bietjie terug staan en kyk na die groter prentjie. Maar tot om op daai punt te kom en dit te erken, vat ongelukkig tyd. Ons het onlangs eintlik 'n konferensie gehad met die tema van Sherlock Holmes en dit is eintlik so gepas want dit gaan oor hierdie speurwerk wat moet gedoen word om al die leidrade te kry om dan by 'n diagnose uit te kom. So regtig dit gaan oor opleiding, dit gaan oor bewusmaking, dit bly die kritiese ding wat gedoen moet word. Jy kan nooit genoeg daarvan doen nie. En dan wil ek amper sê 'n baie goeie praktyk wat plaasvind in ons publieke hospitale nogals is multidissiplinêre span ontmoetings. Waar al die spesialiste om 'n tafel bymekaar kom en dan hierdie moeilike, ek wil sê pasiëntsake bespreek. So hulle belê dan kyk na die pasiënt se
toetse, sy simptome, sy tekens, familiegeskiedenis en dan bespreek hulle die saak en hulle probeer dan by 'n oplossing uitkom vir pasiënte. Maar hierdie praktyk ontbreek of is nie so gereeld geïmplementeer in die privaat sektor nie. En snaaks genoeg, ons diagnoseer baie meer pasiënte in die publieke sektor as in die privaat sektor en ons vermoed dit is oor die bewustheid, die opleiding wat gedoen word in die akademiese sentrums en dan hierdie multidissiplinêre approach wil ek sê wat hulle het om 'n moeilike pasiënt. 'n meer holistiese benadering. Presies, ja. Wat is daai impak op hierdie pasiënte en hulle families wat ons as die publiek dalk nie verstaan nie? Ja, dit bring my maar terug eintlik by die diagnosiese tyd. Ek dink nie ons besef die frustrasie en die lang pad wat die pasiënte moet loop om tot by 'n diagnose te kom nie. Ons praat van 10, 12 jaar. Dit is regtig baie lank. En ons moet onthou in hierdie tydperk gaan die siektetoestand bevorder, die kompleksiteit agter die toestand en die pyn kan vererger of daar gaan onomkeerbare simptome of die liggaam gaan so agteruit dat dit onomkeerbaar is op 'n tyd. So daai fase is verskriklik lank en frustrerend en die pasiënt met ongelooflike deursettingsvermoë in hierdie tyd. Ek het nou genoem oor van diagnose na behandeling. Baie keer kom ons by 'n diagnose uit, maar dis nou nie die einde van hierdie pad nie. Want nou weet die pasiënt miskien daar is 'n behandeling wat geregistreer is in ons land, maar ongelukkig word daar vir hulle gesê dis nou nie op die essensiële mediese lys nie, so hulle kan nie die behandeling kry in die hospitaal nie. Baie keer is ons pasiënte in die privaat sektor al vir 'n lewe lank op 'n mediese fonds, maar nou om hierdie medikasie te kan ontvang, moet hulle op 'n sekere plan wees. En hulle is dalk nou nie op daai presiese plan nie, en dan het hulle ook nou nie toegang tot hierdie belangrike medikasie nie. Ek moet byvoeg, wanneer 'n diagnose wel vroegtydig gemaak word en wanneer die pasiënt wel toegang kry tot medikasie, laat dit hulle lewens drasties verander vir die pasiënt en ook vir die familie. En ons sien dit gebeur en dit is so 'n lekker gevoel as dit gebeur, want dit is lewensveranderend, dit regtig is lewensreddend vir die pasiënt, maar ook vir die familie. Monique, ons praat van seldsame siektes. Net so kortliks, watter siektes val onder seldsame siektes? Siektes wat ongewoond is of minder voorkom? So in Buysenouvie is ons gefokus op lysosomale storingssiektes. Dit is baie moeilike name, dit is Gaucher en Pompe, maar Crohn's disease is daar, Duchenne's disease, enige muscular dystrophy siektes is daar. So die lys omtrent daar 7000 verskillende siektes, seldsame siektes. Die lys is baie lank, maar die lys verander ook. Nogals gereeld, soos wat daar nuwe siektes gediagnoseer word of bekend gemaak word, maar ook soos wat 'n mens meer van hierdie spesifieke siekte diagnoseer en die nommers word groter, word dit eintlik van die seldsame siekte lys afgehaal. So is 'n baie dinamiese lys op internasionale vlak. Ten spyte van al hierdie uitdagings, hoekom is daar hoop? Ja, daar's altyd hoop. Die feit dat ons hierdie tyd kan hê en daaroor kan praat vandag, wys vir my net, dit word al in die kolle gepraat, of in die kolle geplaas, so dit is vir my baie belangrik. Ons sien definitief dat die bewustheid en die oor seldsame siektes in Suid-Afrika groei. Daar's so baie instansies wat baie hard werk om opleiding te doen in die gesondheidssentrums. En ons sien ook dat hulle diagnostiese vermoëns verbeter in die hospitale. En die uitkoms daarvan is dat ons meer pasiënte sien wat gediagnoseer word elke jaar. Onlangs was daar eintlik baie meer gesprekke oor seldsame siektes. Ons het gesien hoe baie instansies bymekaar kom. Ons het mediese fondse, groot mediese skemas. Ons as industrie kom bymekaar, die pasiëntsondersteuningsgroepe bymekaar en dan bespreek ons die probleme en hoe die oplossing daarvan kan lyk. En die bal is regtig aan die rol, dis nou net om die momentum daarvan te hou. En ek dink die deel wat die grootste hoop vir ons gee, is dat onlangs was ons minister van gesondheid by 'n internasionale konferensie van gesondheidsorg. En by hierdie konferensie was daar 'n resolusie vir seldsame siektes toegeskryf en hy het dit onderteken saam met 195 ander lande. So dit was 'n belofte
van sy kant af dat seldsame siektes in gesprekke en in besluitneming sal plaasvind nou vorentoe en dat seldsame siekte 'n prioriteit sal wees in Suid-Afrika. So dit bring vir ons baie hoop en ons hoop nou maar net dat dit in aksie oorgesit sal word in Suid-Afrika. Absoluut. Monique, baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dit was lekker om jou te gesels. As mense graag wil uitvind oor seldsame siektes, besoek gerus die webtuiste rarediseases.co.za, rarediseases.co.za as jy meer inligting nodig het oor seldsame siektes. Monique, baie dankie en sterkte vir die res van jou dag. Dankie, goed gaan. Daar sê Monique Nel, die mediese adviseur vir seldsame siektes by Sanofi Suid-Afrika. Ons is nou terug en dan gesels ons met die duo Skemer